Goeiemôre vriende, baie welkom by ons vlak 4 erediens. Dit is 'n nuwe ervaring want ek is eintlik alleen in die kerk en julle is lekker warm en knus in julle huise of julle nou sit of lê of staan, maar nog steeds baie welkom by die erediens. En ek wil die gebed uitspreek dat ons erediens vir ons almal 'n geseënde en verrykende ervaring sal wees. Ek begin graag met die gelukwensings. Dit is nogal veelzeggend dat daar in hierdie week 2 egpare is wat hulle goue bruilofte vier, naamlik Elsabie en Karel van der Merwe, sowel as Pieter en Rosemary Coetzee. Ek wil graag vir julle baie geluk sê en ook vir julle sê, dis die moeite werd om vir 50 jaar vas te byt. Maar is ook 'n geseënde voorreg, want daar is baie van ons wat dit nie meer so kan beleef nie. So geluk aan Karel en Elsabie en ook aan Pieter en Rosemary wat op 10 Julie hulle 50ste huweliksherdenking vier. Dan die verjaardae, ek gaan nog nie al die name lees nie, maar ek wil daarom net een naam uitsonder. Heel onder by die 10de Julie is daar 'n naam, Wolly Woliter. Dit is Tannie Wolly van die Palms en sy word op die 10de Julie, as die Here ons spaar, word sy 97 jaar oud. Tannie Wolly, mag die Here vir jou seën met nog 'n wonderlike nuwe lewensjaar. Ons is dankbaar dat dit beter gaan met jou gesondheid en ons bid jou die Here se krag en sterkte vir elke dag toe. Baie geluk ook aan almal wat in hierdie tyd verjaar en hierdie week, ook die van julle wat een of ander viering het wat dalk nou nie aan ons bekend is nie. Baie geluk en goeie wense. Ek sal almal se sjokolades opeet. Dit bring ons nou by die kers wat reeds brand en daarmee saam ook by die aanvangswoord, en ek wil graag vanmôre die aanvangswoord neem uit Psalm 8, soos wat die boodskap dit vir ons gee, naamlik: Here, ons Here, hoe groot is U nie? U word oor die hele aarde geprys. Deur swak en klein mensies word U groot krag hier op aarde uitgebasyn. En hierdie teks laat my net dink aan die feit, vriende, dat ons maar net weer mekaar daaraan moet herinner dat ons by hierdie erediens in die teenwoordigheid is van die almagtige God, en dat hierdie eenvoudige simboliek van die brandende kers iets van die teenwoordigheid van God in sy grootheid en in sy heiligheid simboliseer. En my gebed is dat hierdie oomblik vir jou sal voorberei, ook nou as ons na die seën nou ook na 'n lied gaan luister, dat die Here jou sal voorberei, ook via die kindertyd daarna, sal gereed maak om saam met my te luister na die woord, en mag die Gees van die Here ook deur sy woord vanoggend vir ons elkeen aanraak. Daarmee dan, liewe broers en susters, liewe kinders, liewe vriende, genade vir julle almal en vrede van God ons Vader, Jesus ons Here en die Heilige Gees. Amen. Kom ons luister nou na die pragtige lied Above All. Jy kan saam sing as jy wil, saam neurie, of gewoon net luister terwyl Rita en Ali vir ons hierdie pragtige lied sing. Above all nature and all created things,
pragtige lied. Baie dankie Ali, dankie Rita. Dit is so 'n wonderlike stemmingslied, vriende. Ek hoop en bid dat dit ook vir julle in die regte gees sal bring om vanmôre saam met ons hierdie geweldige voorreg te belewe om na God se woord te luister. Maar voordat ons dit doen, eers geleentheid vir die kindertyd. Stefan is gereed om iets baie interessants met die kinders te deel en ek sal graag ook in die preek by Stefan se boodskap hier wil aansluit. So baie dankie Stefan. Kom ons luister gerus na hierdie eerste wonderlike kindertyd moment. Hallo daar julle awesome kinders. Ons is weer op lockdown en dit beteken lockdown kindertyd video's. Ek wonder of julle kan raai, wat is die verband tussen 'n kind van Jesus en 'n seilboot? Kom ons kyk. Au, ek dink ek gaan daai moet oefen. Kinders, julle het seker almal al gehoor dat ons as Christene gaan en verkondig ons boodskap, die boodskap van Jesus, die boodskap dat Jesus gekom het aarde toe, dat hy God is en dat hy doodgemaak is vir ons sonde en dat hy uit die graf uit opgestaan het. Jy weet, dit is ons boodskap wat ons verkondig en ons noem daardie boodskap die goeie nuus. Nou, dit is inderdaad goeie nuus vir ons, want dit beteken dat ons saam met Jesus kan lewe en net soos wat hy uit die dood het opgestaan het, gaan ons ook saam met hom uit die dood opstaan en vir ewig saam met hom lewe. Maar terwyl ons hier so op die aarde is, het Jesus vir ons gesê, ek gee vir julle 'n taak, ek wil hê julle moet iets gaan doen. En hy het vir ons gesê in Matteus 28 vers 19, dat ons moet uitgaan en vir al die mense gaan vertel, dat hy gekom het om presies dit te doen, om ons te laat lewe en om saam met hom te kan leef. Hierdie week het ek geleer dat daar is 3 maniere hoe ons as Christene onsself kan sien om die boodskap uit te gaan dra. Nou, die heel eerste die eerste manier, en ek wil dit vergelyk met bootjies, is 'n roeibootjie. Jy weet, ons kan onsself sien as iemand wat in 'n roeibootjie sit. Die van julle wat al geroei het, weet dit is vreeslik lekker, maar dit maak 'n mens nogals moeg, nee. Jy weet, ek het nie sulke groot arms en sterk arms nie. Jy weet, so ek het so 'n paar keer geroei en dan is ek so hierdie is nou bietjie baie, jy weet, ek moet nou bietjie rus. Nou, ons kan onsself sien as iemand wat in 'n roeibootjie sit en ons moet die boodskap vir mense vat en die enigste manier hoe ons die boodskap by mense gaan uitkry, jy weet, as ek al hierdie moeite insit, jy weet, en ek moeg is en op 'n einde van die dag as ek oorwerk en wanneer ek by hulle uitkom, as ek so uit asem uit, dan weet ek nie eers wat om te sê nie. Nou, daar's nog 'n manier om te kyk, om jouself te sien as iemand wat die boodskap na mense toe uitdra en dit is amper om te sê, jy weet, ons is soos op 'n passasiersskip. Nou, 'n passasiersskip of 'n cruise line, ek weet van julle was al daarop gewees, ek was nog nie, maar ek het al gehoor is hierdie massiewe groot skip en op hierdie skip is daar 'n klomp mense en al hierdie mense wat op die skip is geniet hulle self. Jy weet, dit is 'n fees om op hierdie skip te wees. En ek het gehoor as jy daar opkom, dan is daar net klomp kos wat jy kan eet. Dit is soos gratis. Jy hoef nie daarvoor te betaal nie. Jy kan eet soos jy wil, jy weet. So jy kan net so vet pens kry as jy wil en as jy daar afklim. En daar's musiek en daar is games wat jy kan speel en jy kan 'n klomp goed koop, jy weet so. So dis eintlik net 'n joyride want die boot, die passasiersskip het hierdie massiewe engines, jy weet, en daar's net hierdie kaptein, hy druk 'n knoppie en hy het 'n stuurwiel en hy ry, en daar so gaan hy en dit is baie maklik. So dit is nog 'n manier dat ons onsself kan sien as mense wat die evangelie moet gaan uitdra. Jy weet, ons kan net sê wel, ons moet maar net sit en go with the flow en jy weet, as iemand by my kom, dan kan ek miskien vir hulle vertel, maar jy weet, ek hoef nie regtig baie moeite te doen nie, ek moet net die ride geniet, jy weet, dis net 'n joyride, ek moet net saam gaan en dit gaan net lekker wees. Maar daar is 'n derde bootjie wat ek vir julle wil verduidelik vandag, en 'n derde manier hoe Christene hulle self kan sien om die boodskap uit te gaan vertel en te vat vir mense, en dit is die ding van 'n seilbootjie. Nou, die van julle wat nog nie 'n seilbootjie gesien het, hier is vir julle 'n prentjie. 'n Seilbootjie het beide iemand wat op die bootjie moet sit, wat miskien 'n roeispaan het, maar hierdie boot het ook 'n seil. Nou, hierdie seil is baie, baie belangrik, want hierdie boot kan slegs regtig goed beweeg wanneer daar wind in hierdie seil is. En dit beteken eintlik dat ons as Christene, ons as disippels wat vir mense die boodskap gaan vertel, het ook 'n groot rol wat ons moet speel, maar dit hang nie net van ons af nie. Dit hang ook af van die wind, nee, van die Heilige Gees wat ons gaan lei. So ja, dit is nodig vir ons om die seile op te sit, dit is nodig vir ons om seker te maak dat die boot reg is, dat daar nie water in het nie. Jy weet, so van ons kant af het ons ook 'n klomp goeders om te doen, maar op die einde van die dag is God die een wat ons lei, is God die een wat deur ons werk, dis amper soos die wind wat in die seile inkom en die bootjie stoot, né? So kom die Gees in ons in, en die Gees lei vir ons ook om vir mense te sê en te lei wat ons moet doen en waarheen ons moet gaan. So ons kan kies. Ons kan iemand wees op 'n roeibootjie waar ons net voel ons moet al die werk doen en vir mense vertel.
Of ons is die tipe Christen wat sê, nee wat, hierdie is net vir my 'n joyride en hierdie is 'n lekker cruise ship, so ek gaan net hierso gesit en dit geniet. Ek gaan kerk toe kom en ek gaan soveel van die boodskap hoor, ek gaan eintlik myself net vet eet en dis okay. En dan is daar hierdie derde model en ek dink ons eintlik moet wees is om te sê, weet van ons kant af gaan ons soveel moeite doen as wat ons kan om by mense uit te kom, maar ons besef dat ons kan dit nie op ons eie doen nie. Dit is net God wat vir ons help. En dit beteken dat wanneer hy vir ons help, is dit hy wat vir mense eintlik vertel deur ons. Hy gebruik ons as 'n instrument. So dit is my gebed vir julle hierdie week. Mag God soos wind in 'n bootjie se seile, mag sy gees in julle inkom en julle help om vir julle maatjies en vir mamma en pappa van Jesus te vertel. O ja, en dan voordat ek vergeet, daar is een handaktiwiteit wat jy kan doen vandag. Ek wil hê dat julle vir julle elkeen so 'n bootjie kan vou. Dis 'n seilbootjie en ek gaan vir julle die instruksies onder in die video gee. En julle kan dit vou en julle kan dit in julle kamer sit of julle kan dit speel in die bad of julle kan dit speel in die huis, maar dit is net 'n teken om julle te laat herinner dat ons moet soos 'n seilbootjie Christen wees eerder en nie net terugsit nie en ook nie nodig het dat ons al die moeite moet doen nie, maar dat God saam met ons werk. Mooi dag. Baie dankie, dis 'n baie mooi beeld wat jy gebruik het. Soos ek gesê het, wil graag daarbey aansluit en kinders, net terloops, hierdie video van Stefan gaan ook op YouTube wees, so gaan kyk gerus weer daarna en natuurlik ook die erediens wat ons nou vanoggend uitsaai. Dit bring ons nou by ons preektema en die preektema wat ons vind in Markus 6 vers 1 tot 13 het die interessante formulering, naamlik seun van Nasaret en seun van God. En ek moet sê, ek het nogal redelik gedink oor hierdie tema. Julle sal ook, die van julle wat nou by die omgeegroepe is en dalk die week die Bybelstudie gedoen het, julle sal weet dat die opskrif daar was randfiguur en hooffiguur. En dis elke keer hierdie kontras, presies wat in ons skrifgedeelte ter sprake kom, want as julle mooi kyk na Markus 6 vers 1 tot 13, sal julle sien vers 1 tot 6 vertel een verhaal en vers 7 tot 13 vertel 'n ander verhaal en in albei die verhale is Jesus eintlik die sleutelfiguur. Hy speel eintlik die hoofrol in hierdie twee dramas. En daarom is die titel van die eerste drama of die eerste storie is uiteindelik Jesus, seun van Nasaret. En ek wil graag saam met julle nou die gedeelte lees, naamlik Markus hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot 13. Maar kom ons bid net saam voordat ons begin lees. Hemelse Vader, dankie dat U vanaand, vanmôre hier by ons is. Dankie dat U deur U woord en deur U Gees nou met ons wil praat. En ag Here, dit is my innige en diep gebed dat U asseblief vir ons sal aanspreek. Vanuit myself en met my woorde kan ek dit nie reg kry nie. Dis alleen U wat deur U Gees die woord kan deurbreek en ook laat inbreek in ons harte. Geef vir ons die gevoel en ook die genade en ook die rustigheid en boal ook die ontvanklikheid om vanmôre regtig gereed te wees om te ontvang dit wat U nou vir ons wil gee. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees Markus hoofstuk 6 vanaf vers 1. Jesus het daarvandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het en sy disippels was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge? En watter besondere gawe van wysheid het hy, dat daar dalk sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het.
Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hy hulle beveel gegee om niks vir die pad saam te vat nie. Net 'n kierie. Geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar, totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvandaan weg, en skud selfs die stof onder aan julle voete af, as aanklag teen hulle. Hulle toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer, en daarby het hulle baie bose geeste uitgedrywe, en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Ek het gesê ons eerste afdeling van hierdie verhaal is Jesus seun van God, maar ook Jesus seun van Nasaret. En nou val die klem op nommer 1, naamlik Jesus, oftewel net seun van Nasaret. En dis waaroor dit eintlik nou in hoofstuk 6 vers 1 tot 6 gaan. Jesus het rondgetrek. As jy nou byvoorbeeld na die vorige hoofstuk kyk, hoofstuk 5, dan is dit die aangrypende verhaal van Jesus wat die besetene van Gadara verlos van sy duiwelbesetenheid. En net daarna, dis waaroor ons laas Sondag gepreek het, net daarna volg die verhaal van Jesus en Jairus se dogtertjie wat op sterwe lê, as ook Jesus en die vrou wat aan bloedvloeiing ly, en hoe dit hy die dogtertjie lewendig maak en ook die vrou van haar bloedvloeiing genees. Hy reis verder en uiteindelik in sy reis kom hy terug na sy geboortedorp waar hy groot geword het, Nasaret. En volgens navorsing was dit 'n baie klein dorpie in ons terme. Daar was so wat 100 mense wat daar gebly het. En ja, hulle het nou al gehoor van hierdie kind uit Nasaret, hierdie ou seentjie wat voor hulle oë groot geword het en wat eintlik maar 'n timmermansopleiding gehad het. Hoe dat hy nou oral preek en hoe dat hy, hoewel hy nie 'n sinagoge prediker was in die volle sin van die woord, gekwalifiseer met al die nodige agtergrond en kulturele verwysingsraamwerk nie, was hy besig om wonderlike dinge te doen, die boodskap van die koninkryk te verkondig, mense gesond te maak en ook selfs dooies lewendig te maak. En die mense, en ek wil dit graag vir julle lees, was nogal aangegryp deur sy boodskap. Daar staan baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, en hoor nou, hier begin die skinderveld tog nou, waar kom hy aan al hierdie dinge? En watter besondere gawe van wysheid het hy, dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaas? Want is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria, en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? Is sy susters dan nie hier tussen ons nie? En dan hierdie tragiese sin wat sê, die mense wou niks van hom weet nie. Dis so 'n hartseer werklikheid wat ook maar vandag nog so is. Ek meen, die kwaal wat hier na vore kom is eintlik 'n wêreldwye sindroom. En is eintlik die sindroom is eintlik so oud soos die mensdom self. En die naam van hierdie sindroom, die naam van hierdie siekte, die naam van hierdie verskynsel is een woord, naamlik vooroordeel. Vooroordeel maak van die seun van Nasaret 'n randfiguur. Vooroordeel deur mense wat krities en bevooroordeeld en negatief en afwysend en verwerpend is. Vooroordeel maak dat 'n klomp mense in hierdie wêreld en in ons samelewing, dat 'n klomp mense seer kry. Ek onthou, en toe ek nou hierdie verhaal lees en daaroor dink, toe onthou ek hoe dit met my gegaan het. Ek het in 'n klein, diep plattelandse dorpie het ek groot geword.
En die plekkie was so klein dat ons net 'n sogenaamde middelbare skool gehad het. Met ander woorde, daar was net klasse vanaf graad 1 tot by graad 10. In ons taal, in die ou mense se taal, net tot by standaard 8. En so moes ek toe nou kosskool toe gaan, en interessant genoeg, ek beland toe in die hoërskool De Villiers Graaf se koshuis vir graad 11 en graad 12. En ek moes terugry elke keer vakansie met die trein tot op Klawer, en dan met 'n groot ou spoorwegbus moes ek toe daar van Klawer af die platland in met die oog op my terugkeer huis toe. En ek onthou hoe ek as seun, my maat vir my ook 'n skoolbaadjie van 'n De Villiers Graaf se hoërskool gekoop, en ek het 'n pragtige skoolwapen op die baadjie se sak gehad. En hoe dat ek in die straat met hierdie baadjie met blou en silwer en wit strepe gestap het. En hoe dat ek so geweldig trots was oor hierdie skool waarin ek is en hierdie baadjie wat ek aan het. Maar as ek nou terugdink, dan was die mense in die dorp was nie regtig beïndruk deur dit wat ek gedra het en hoe ek gelyk het en waar ek vanaf kom, nou in die hoërskool in die Kaap nie. Eintlik was daar ook maar vooroordeel. En dit het my geweldig sleg laat voel. Ek is so al vernederd, want mense het so al skepties gekyk na hierdie kind wat voor ons groot geword het. Ali Kilian se seun wat nou hier rondstap met hierdie spoggerige skoolbaadjie. Hy's maar net een van ons. En so het mense in 'n gees van negativiteit en in 'n destruktiewe gees, as dit ware, 'n mens se eie selfbeeld en bestaan en waarde aangetas en afgetakel. So die feit van die saak is, vriende, dat vooroordeel deur mense maak van ander mense randfigure, maak van hulle verstotelinge en maak van hulle mense wat verwerping ervaar. En daarom moet ek en jy maar net vanoggend vir 'n oomblik dink daaroor en vir onsself sê, weet jy, ek mag nie onnodig krities en onnodig bevooroordeel wees. Ek moet vir mense ruimte gee, erkenning gee, waardering gee. Ek moet mense oplig en mense inspireer en bemoedig en nie afbreek en aftakel nie. So, dis uiteindelik wat gebeur, en nou is dit so tragies dat dit juist met Jesus gebeur. En iemand skryf hierdie interessante ding, hy sê, dis so ironies, hierdie timmerman seun wat as dit ware uitgeskei word deur sy eie gemeenskap tot op die rand van die samelewing. Iemand sê, die timmerman wat met sy hande dinge kan bou en regmaak, sou juis die groot bouer en die groot hersteller van die gebroke mensdom word. Jesus randfigure, vooroordeel verhinder dat mense hulle self kan wees. En die hartseer is dat Jesus as die seun van God, ook die seun van Nasaret was, en wat homself as dit ware van sy eie mense moes distansieer. Hy kon nie daar wonderwerke doen nie, hy kon nie regtig vir hulle versterk in hulle geloof nie, want hulle was afwysend, hulle was skepties, hulle was onontvanklik. Jesus distansieer hom. As seun van God beweeg hy verder. Gaan hy in die dorpies rondom Nasaret. En uiteindelik kom hy as die hooffiguur in hierdie groot verhaal, kom hy na vore as die seun van God, wat as Jesus Christus sy disippels roep en sy disippels stuur. En dis die tweede afdeling van ons verhaal, naamlik Jesus wat sy disippels bemagtig. Jesus wat sy disippels as dit ware toerus en inspireer en bekragtig en sê, gaan, en dis die teks wat Stefan ook aangehaal het, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, verkondig aan hulle die evangelie van die koninkryk, maak van hulle disippels, mense wat die Here Jesus volg. Dis die koninkryksboodskap wat hierdie disippels van Jesus 2-2 moes gaan uitdra. Die koninkryk van God is hier op die spel. Die seun van God is besig om sy disippels as dit ware te mobiliseer om die boodskap van die koninkryk uit te bou.
en uit te dra. Interessant hoe dat hy hulle as dit ware 'n hele reeks van voorskrifte gee. Ek het dit saam met julle gelees. Niks saam te vat vir die pad nie. En net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld nie. Net skoene, nie 'n tweede kledingstuk nie. Alles dui op dringendheid, 'n noodsaaklikheid. En dis uiteindelik ook waaroor dit gaan, naamlik die koninkryk van God is op pad. Jesus begin ook as jy Matteus 3 vers 2 lees, is Jesus eintlik daar waar hy met sy intreerede hierdie boodskap uitdra. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Bekeer julle. Dit gaan oor die boodskap van die koninkryk. En in Matteus 3 vers 23 lees ek, Jesus het die evangelie van die koninkryk verkondig. En wat is dit? Die evangelie van die koninkryk is die boodskap van die disippels, naamlik bekeer julle, want daar is 'n nuwe bedeling op pad. Jesus is ernstig, Jesus is dringend, Jesus is as dit ware haastig om mense voor te berei vir die nuwe era wat gaan aanbreek, wanneer hy as die seun van God, ook as die seun van Nasaret en die seun van die mens, wanneer hy ook aan die kruis gaan hang en uit die graf uit opstaan, 'n nuwe bedeling, 'n nuwe era, waar die koninkryk gaan deurbreek en die harte en lewens van mense radikaal gaan verander. Interessant dat hier staan in vers 12, hulle het gegaan en verkondig dat die mense hulle moes bekeer. Daarby het hulle baie duiwels uitgedryf, siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Die disippels se boodskap was een van waarskuwing, voorbereiding, gereed wees. Moenie, soos die dwaase maagde, moenie onverhoeds gevang word wanneer Jesus kom om jou aan te raak en jou lewe te verander nie. En dit bring my by die volgende punt en daarmee wil ek begin afsluit. Vriende, wat is die implikasies van hierdie verhaal rondom Jesus van Nasaret en Jesus die seun van God? Wat is die implikasies vir my en vir jou? Die punt is, Jesus stuur ook vir ons. Jesus stuur ook vir ons. Hy is die God wat roep en die God wat stuur. En dit is ons roeping as gelowiges, dis ons roeping as gemeente van Parow Panorama. Jesus stuur ons. Nou is die vraag, waarheen stuur hy ons? Na wie toe stuur hy ons? Die vraag is, hoe stuur hy ons? En die verdere vraag is, waarmee stuur hy ons? Jesus stuur ons, en ek wil nou 'n ou voorbeeld gebruik. Ek wonder of julle dit sal onthou. Ek het iewers in die verlede hierdie beeld gebruik van KPP. Ek dink julle onthou dit. Die ouer mense sal onthou waarvoor KPP in die algemene samelewing staan. Daar was 'n hoofpynpoeier met die naam van KPP. En daardie KPP sal julle onthou staan vir 3 woorde, naamlik kills pain promptly. Dit was 'n wit poeier wat jy jy die papiertjie so oopgevou en dan gooi jy daai poeiertjie so in jou keel af en kort voor lank dan verdwyn jou hoofpyn. Nou vanmôre wil ek net sê dat ons vir wie Jesus stuur as sy disippels, ons is eintlik ook KPP's. Dit staan vir konings, dit staan vir priesters, dit staan vir profete. Ek lees 'n pragtige ding, iemand sê, ons is geroep, Jesus stuur ons om op 'n priesterlike wyse vergifnis en versoening te verkondig, as priesters. Om op 'n profetiese wyse onreg en verdrukking af te wys. En om op 'n koninklike wyse die swakkes en die vervreemdes, die randfigure, om hulle op te tel, om hulle op te hef, en om hulle te seën. Dit is waartoe Jesus ons stuur, om konings te wees, wat ook oorwinnend lewe oor die mag en die bedreiging van die bose, om priesterlik in te tree met 'n bewoonheid en 'n empatiese
betrokkenheid by die nood van mense en as profete getuies te wees van die opstanding van Jesus en sy verlossing. Hoe stuur hy ons? Hy stuur ons nie om onsself te verkondig, hy stuur ons met 'n boodskap, naamlik Jesus is die Here. Hy stuur ons met die blye boodskap, wat ons in 'n gees van drif en ywer moet verkondig. Hy stuur ons om nie op ons eie gesag nie, maar in die krag en in die naam en op grond van die autoriteit van Jesus Christus hierdie boodskap uit te dra. En waarmee stuur hy ons? Hy stuur ons met die krag van sy gees. En dis waar die bootjie van Stefan ter sprake kom. Hy het ons nog vir julle uitgedaag, kinders, om daardie papier te vat en 'n gewone seilbootjie daarvan te maak. Interessant, nê? Disippels is nie roeibote nie. Disippels is ook nie soos passasiersbote nie. Disippels is soos seilbote. Ek wil 'n vierde beeld gebruik, behalwe die roeiboot en die passasiersboot en die seilboot is daar ook nog 'n oorlogskip. Op die passasiersskip is almal in ontspanningsmodus, nê, in 'n lekker mode van niks doen nie. Op die oorlogskip is almal gereed vir 'n aanval, paraat om te kan optree en te kan verdedig. En soos die seilbootjie die krag van die wind nodig het en die gelowige die krag van die Gees nodig het, so word ons geroep om ook as soldate gereed te wees vir die aanslae van die bose. Julle hoor mos hier in die verhaal dat die disippels gegaan het en daar staan, daarby het hulle baie duiwels uitgedrywe. Die bose kom na ons in verskillende gestaltes. Die aanslag in die samelewing, julle weet waarvan ek praat, is geweldig, oorweldigend. Die bedreiging wat ons kinders beleef in die skole, oral in die samelewing, is die magte van die duisternis besig om hulle self as dit ware te mobiliseer en te organiseer, om die mag van die Here Jesus en die krag van die koninkryk af te takel. En daarom is ek en jy 'n disipel met een opdrag. Jesus stuur ons, gaan, maak disippels, wees my getuies, roep mense op, leef en werk en getuig in die krag van die Heilige Gees. En dit bring ons terug ten slotte by die laaste gedagte, vriende, en dit is dat ons as gemeente moet eintlik bekering verkondig. Bekering is die primêre taak van elke gelowige. Dis ons aanslag, dis ons styl. En bekering beteken nie bloot maar net 'n mooi lewe nie. Die bekering beteken ten diepste 'n radikale lewensverandering, 'n tipiese wedergeboorte, 'n nuwe bestaan. 2 Korintiërs 5 wat ek al so baie keer aangehaal het. 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Die Here wil vir jou en vir my met een boodskap in hierdie samelewing instuur om mense te begelei om hulle tot die Here te bekeer. Dis dringend, dit is noodsaaklik, dit het 'n bepaalde implikasie vir jou eindbestemming, want as jy hier sterwe, gaan jy iewers elders lewe. En bekering maak die verskil tussen ewige sterftes en ewige lewens. So die Here wil vir ons gebruik en hy wil hê dat ons sy getuies moet wees. En dit bring my as dit ware by die laaste skyfie van hierdie preek en dit is Perro Panorama se roeping en interessant, dit is ons lese, julle weet dit. Perro Panorama se roeping en taak is dit wat ons lese sê, naamlik God roep ons en God stuur ons. Is jy 'n geroepene, 'n wedergebore, gelowige kind van die Here, is jy bereid om te gaan en 'n disipel te wees wat in die krag van die Gees, soos die seilbootjie van Stefan en die passasiersskip nee en die roeibootjie nee, maar soos die oorlogskip offensief en defensief gereed te wees om die aanslae van die bose te stuit. Mag die Here vir ons help en mag jy ook in hierdie week wat voor lê, mag jy regtig 'n disipel wees wat die boodskap van bekering nie net uitpasui nie, maar ook uitleef en demonstreer om te bely dat Jesus die Here is. Ek wil graag voordat ons bid
net 'n oombliekie van meelewing skep, want daar's families in ons gemeente met wie dit nie goed gaan nie. Wyle Ben Badenhorst se familie is vandag baie hartseer oor hulle pa en eggenoot en oupa wat oorlede is. Ons dink aan die familie. Ons sê dankie vir die Here. Ons gaan dit nou doen dat dit met Annetjie Jenkins beter gaan na haar operasie, ook met Christyn en met Letitia de Tooy, almal mense wat siek en ongesteld was. Ons leef met hulle mee en ons gaan nou saam bid. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u vanmôre helder en duidelik sê, Jesus, die seun van Nasaret, wat vanweë die vooroordeel van sy eie dorpsmense verguis is, en uiteindelik ook aan die kruis verguis is, dat Jesus van Nasaret inderwaarheid die seun, Jesus die seun van God is. En dat Jesus die seun van God vra dat ons hom sal vertrou en hom sal glo, en ook aan hom gehoorsaam sal wees om sy getuies te wees. Maak van ons u disippels. En gee vir ons die krag van die Heilige Gees om te doen dit wat u van ons vra, om die magte van die bose te weerstaan. Ons dink aan die Badenhorst familie. Ons vra dat julle sal vertroos in hierdie tyd en dat julle sal versterk met die wete dat Ben, wat vir ons almal in hierdie gemeente so baie beteken het, dat Ben lewe, al het hy ook gesterwe. Dankie ook vir al die ander wie se name ons genoem het, met wie dit beter gaan. Ons dink aan hulle van wie ons nie weet nie, met wie dit nie goed gaan nie. Wees almal genadig, wees ons gemeente genadig. Sien ons kerkraad, wat môre aand 'n baie belangrike besluit sal neem. Ons bid dat u vir hulle sal seën met wysheid en met geloofsvertroue. Seën ons gemeente in hierdie tyd en wees ons almal genadig. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, ek wil maar net sê, ons gaan nou hiermee afsluit. Daar is nou nie vanmôre enige dankoffer of deuroffer nie. Jy kan aan die einde van die diens kan jy kyk, die snapscan sal op die skerm verskyn. Jy kan 'n bydrae maak. Dankie daarvoor by voorbaat. Of jy kan 'n inbetaling by die kerkkantoor kom maak. Ek wil graag voor ek die seën uitspreek, wil ek net graag met 10 stippellyne afsluit. Nou dis 'n baie eenvoudige beeld, Eksodus 20. Ek gaan dit nie alles lees nie, maar die wit stippellyn op die teerpad is so geweldig belangrik vir my om te weet waar's links en waar's regs. Watter deel is die van die ryvlak is my deel en my verantwoordelikheid. Ek mag nie oor 'n sperstreep ry nie. Daardie wit streep, die stippellyne, is 'n geweldige belangrike riglyn. En dis presies wat die 10 gebooie is. 10 stippellyne op my lewenspad. 10 stippellyne op my lewensreis, en ek gaan dit net vinnig vir jou noem. Nommer 1 is doodgewoon dat jy vir God as nommer 1 in jou lewe moet stel. Nommer 2, dat jy hom in gees en in waarheid sal aanbid en nie enige voorstelling of afbeelding van hom sal maak nie. Nommer 3, dat jy sy naam sal erken as die heilige God, want sy naam gee uitdrukking aan sy wese, en dat jy uiteindelik ook die Sabbat vandag sal erken as God se dag en ook die dag aan hom sal wy in dit wat jy doen. En dan natuurlik die res, die ander 6 is so eenvoudig in terme van ons verhoudinge met mekaar, die hele ding van eerbied vir gesag, pa en ma, wat eintlik maar die gesagsfigure in jou lewe is, en later ook ander gesagsfigure in die samelewing. Eerbied vir lewe, ons pleeg nie moord nie. Eerbied vir die huwelik, respek vir mekaar, en dan ook eerbied en respek vir ander mense se besittings, daarom steel ek dit nie. En dan ook eerbied vir die waarheid, respek vir die waarheid, ek vertel nie leuns nie. En dan ook dankbaarheid in die sin dat ek aanvaar en tevrede is met dit wat ek het. Mag hierdie 10 stippellyne vir jou ook in hierdie week wat vir jou voorlê, mag dit vir jou as dit ware ook 'n bietjie help om rigting te hou, om koers te hou, om links te hou en om getrou te bly aan die grondbeginsels van die woord en die evangelie van Jesus Christus. Ontvang hiermee nou die Here se seën en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus,
die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen.